En jy sal nie weet nie. Hi, Bobo, het jy jou stem verloor? Miskien kan jy my nou hoor. Ja, wragtig. En toe, hoe het met jou eksamens gegaan? Goor. Ek moet 2 vakke her en eers as ek dit slaag kry ek my diploma. Toe maar. My ma het gesê alhoekom ek my standaard 8 diploma gekry het is omdat ek wit is. Dis nou waar nie meer so nie. Enige persoon wat dink dat skoonheid maklik is, ken nie die Polly Ann School of Beauty hier op Nigel nie. Hoeveel vakke het jy gedop? 2. Lip-leg en bikini waxing wat 'n leervak is en skoonheidsgeskiedenis wat baie onprakties is. Ek bedoel, hoe kies was 'n soort mascara Penny Raikkonen gedra het in die jare 19 voetsek toe sy Miss World geword het? Was dit een van die vrae? Ja, 'n opstelvraag. Ek is baie swak met opstelle en veral begripstoetse. Ek is doodseker Polly Ann het 'n paar van ons as sprits laat pluk. Dis 'n geldmaak storie. Om 'n vak te her kos amper dubbel soveel as gewoonweg. Nou hoekom maak julle nie soos al die ander studente nie? Demonstreer en toi en make a demands. Dis miskien nie 'n slegte idee nie. Is die baas nog hier nie? Nee, oom Frik het sy bakkie gevat vir 'n major service. Punte, plugs, gaskets, alles. Au! Wat is dit? Oh, is my rug. Dis van al die sip met my boeke. Kom help my. Lig my hier op so onder my arms. Dit verlig die drukking op die kussentjies tussen my wervels. Toe, tel op. So, Ja, wat 'n harde ding druk my hier agter. sorry is my Walkman. Okay, so. Ja. Dit voel goed. Hey, wat doen julle? 'n Gewone lid van die publiek kan enige oomblik hier ingestap kom. Ek lig net al kussentjies op. Ja, doen dit liewer in privaatheid, na ure. Dis attention relief oefening, dis al. Lyk meer vir my na moeilikheid so. Hoe het dit toe gegaan met jou eksamen? Moenie eers vra nie. Polly Ann is soos 'n regte wyfie spinnekop. As sy jou eers in haar spinnerak gevang het, kom jy nie maklik daar uit nie. Sit jy 'n paar vakke laat dryp en nou moet jy betaal om dit oor te doen. Hoe het oom geweet? Thank you for calling a Fitgoed Palace. What you want? Frik Delport, dis oom Frik vir jou. Hang aan. Dis vir oom, onbeskofte appie van die garage. Dankie. Hallo? Ja, as ek wat praat. Ja, die oom. Ja, 'n ligbloue, dis myne, ja. Staan dit nie op die jobkaart nie. 'n Volledige diens. Plugs, punte, filters, disks. Nou het eers 'n pen gaan haal. Appie wat my bakkie moet diens. Jy sê al wat op die jobkaart staan is fix today. Hoe enige mense hierdie land te bestaan kan maak, gaan my verstand te bowe. Kyk net al die tax wat jy moet betaal. Dis regional en site en pay en VAT en dan die groot sonnebok. Persoonlike belasting. Dis hoekom ek net vir tips werk. Niemand weet wat ek kry nie. Miskien moet ek self 'n bietjie meer bedien. Dan kan ek vir die customer sê, eat now, pay waiter. Om te bedien is 'n kuns. Die geheim is persoonlike aandag, daardie spontane glimlag, die vinnige diep kyk in die oë en die regte lyftaal. Tot een van die customers se vrou af jou vererger jy met die handsak teen die kop klap. Daarvoor is ek te versigtig. Ek het 'n gut feel vir jaloesie. Ek's 'n professional. Ek het 'n gut feel vir moeilikheid. Dankie. Ek haat papierwerk. Dis 'n wonder dat nie meer mense hulle besighede toemaak, hulle goed pak en land uit gaan nie. Oom Pomp Jansen sê, hy en sy hele familie gaan immigreer, Holland toe. Rubbish.
Hy bou swembaddens. Daar's nie 'n mark daarvoor nie. Die hele Holland is dan omring deur een helse groot swembad. My ma het 'n baie mooi koekblik wat van Holland afkom. Ek ken hulle. Het so tulpe op met 'n paar windmelens en 'n meisie met klops aan. Nee, dis 'n rooie. Oh. Hulle sê in Holland kan mens by 'n takeaway soos die dagga koop. Dis dit dat hulle so snaaks Afrikaans praat. Hulle praat Hollands. Gaat jy wel, jy stomme snider. Net 'n gerookte mens praat so. Is dalk hoekom ou Pomp soontoe wil immigreer. Hy hou nogal van sy occasional sosiale zol. Het oom al daaraan gedink? Aan 'n sosiale zol? Nee, om te immigreer. Ja, maar waarheen? Is net praat. Hoeveel mense ken jy wat al gesê het, nou gaan ek immigreer? Baie. Baie. Maar hulle doen dit nie. Presies. Hoekom sal ek nou in 'n wildvreemde land soos 'n wildvreemde gaan voel, terwyl ek hier in my eie land, in die gemak van my eie huis, soos 'n wildvreemde kan voel? Ja, dinge het ook so verander. Nigel is nog hier, maar Suid-Afrika het geloop. Ek betaal nog steeds deur my ore belasting. En wat kry ek daarvoor? Ek word behandel soos 'n illegal alien. My pa kla net so. Hy sê hy word behandel soos 'n performing monkey. Waar by die werk? Nee, by die huis. My ma sê spring, moet hy. Ek het hom nog nie gesien nie, maar hulle maak die slaapkamer se deur toe. En dan hoor ek hom spring met 'n jagasem soos 'n moeghond. Nooit. Dan giggel en lag my ma so vir hom, dat sy naderhand heeltemal hysteries raak en gil asof iemand hom met 'n mes steek. En dan shut up hulle, en 5 minute later is hulle aan die slaap en snork hulle soos 2 pakhondjies. Hoe gereeld gebeur dit? Vandat my pa sy rugoperasie gehad het, net elke maandag, woensdag en saterdag aan. Ek het skielik nuwe respek vir jou pa. Hallo, is meneer Delport miskien nie? Ja, wie wil weet? Ek oom, Pikkie Moerdijk. Ek het meneer Delport se bakkie geservice. Is jy klaar met my bakkie, Pikkie? Dis nou juis hoekom ek met oom wil kom praat het. Meneer De Vrytes, dis my baas by die garage. Hy het gesê ek moet liewe self vir oom kom sê. Wat kom sê? Dis nie my skuld nie, oom. Wat is daar fout met my bakkie? Oom wil nie weet nie. Dis hoekom ek jou vra. Meneer De Vrytes sê, by die ingang van die workshop, staan daar net so 'n groot bord, wat sê die kliënte los hulle karre daar op eie risiko. Ek gaan jou nou nog een keer vra, voor ek jou in 'n suurstoftank sit. Waar's my bakkie? By Johnny's Discount Yard. Maar dis 'n scrapyard. Ja, en Johnny soek R300 by oom vir die insleepdiens. Het jy hom Frik se bakkie gestamp? Nee, afgeskryf. Afgeskryf. Julle moes dit net diens. Dis reg, maar wat doen enige goeie mechanic nadat hy 'n kar geservice het? Hy vat hom vir 'n test drive. En toe skryf jy my bakkie af. Nee, asprus nie. Ek is gelukkig, is 'n baie sterk bakkie daai. Oom moet sien hoe lyk die trein. Sjoe, ek is stokvlak. 1 week weg en mense is heeltemal onfiks. Soos toe ek hier begin werk het. Ek het in die aande, soms as ek by die huis kom met klere aan die slaap geraak. Ek kan nie met klere aanslaap nie. Natuurlik nie, my slaap in pyjamas. Nie eers pyjamas nie. Ou naturel. Met niks aan die poedelnakend kaal. Is dit? Hey, jy's nie 'n customer nie. Vir wat staan jy my so in uittrek met jou oë? Ek het gewonder hoe lyk jy in kaal pyjamas. Moenie. Jou oom soek 'n koppie koffie. Is hom Frik nog ontsteld? Hoogstellen as jy my vra. Shame, ek voel jammer vir ou Pikkie. Daar's 'n verliefde paartjie in die hoek wat my fascineer. Hoe kan so oulike oumie so plain aster uitgaan? Sy dra nie eers make-up nie. Slaap jy in die winter ook so? Hoe? Ouma Skedel. Au naturel. Dis Frans vir naak. Maar dit moes ek nie vir jou gesê het nie. Dis te volwasse vir jou om te begryp. Dis deel van my lewenswyse. Dis deel van die soort sensuele vrou wat ek is.
My karma, die eie ek, die wese van my menswees. Miskien het sy 'n oulike persoonlikheid. Wie? Die meisie sonder make-up. Ongepoets. Nou, Klaas, geen skaamte. Persoonlik loop ek liever sonder klere as sonder make-up. Môre is ek daar in jou office, eyeball to eyeball, en dan sê jy dit voor my. Ja, ek en ek alleen. Check jy liewer jou medical aid, klontkop. Frikadel, as jy so met die versekeringsou praat, kan jy nie juist verwag dat hy uit sy pad uit sal gaan om jou te help nie. Ek wil nie hy moet uit sy pad uit gaan nie, ek wil net hy moet sy werk doen. Dis wat ek bedoel, jy interfereer nou met sy daaglikse roetine van koerant lees, tee drink en die kantoor se dartskompetisie. No problem. As ek elke maand my premie betaal, dan's alles hunky-dory. Maar sodra daar 'n eis is, dan's daar 110 klousules in die polis wat eers nagegaan moet word. My pa was reg. Hy het altyd gesê, what the large print giveth, the small print taketh away. Al hoe meer mense gebruik versekering as 'n bron van inkomste en eis elke maand vir iets anders. Dis daai vals eise wat alles so vertraag. Jy was saam met my toe ons na daai bakkie gaan kyk het. Behalwe die kilos op die speedo was daar niks vals aan my bakkie wat nou soos 'n opgevrommelde stuk staal lyk. Is 'n wonder dat daai idioot van 'n pikkie lewendig uitgekom het. Ai, shame, arme kind. Ook maar laaste in die ry gestaan toe ek kom by die uitdeel van brein. Dis die probleem met appies. Hulle dink as hulle 'n kar moet vat vir 'n toetsrit, dan moet hulle eie persoonlike driving skills toets. Bikkie het obviously daai toets gedryf. Die vraag is, het hy regtig gedryf of is iewers dalk ook 'n geldmaak storie aan die gang? Want ek sit sonder my bakkie. Johnny van die scrapyard wil sy insleepgeld hê en De Vrytas wil my charge vir 'n major service. Ek sê nog, dis die garage se skuld. Bel Ella se aangetroude neef Anton. Hy's mos 'n prokureur. Anton, wat vir homself 'n seilboot gekoop het met sy kliënte se trustgeld. Hy sit nog in die tronk. Ja, maar hy gee regsadvies. Ek het hier iewers sy sel se nommer. Nou wat doen ek? Bel ek en dan sê ek wil met gevangene in sel so en so praat. Nee man, sy selfoon se nommer. Het hy 'n selfoon in die sel? Ja. Lekker vir Anton. Tronke is ook nie meer wat dit was. Niks is meer wat dit was nie. Wat met die meeste hinder is die toekoms is nie meer wat dit was nie. Oom, ek dink nou net aan iets. Asseblief nie nou nie, Worsie. Ek het te veel hassels met my bakkie. Nou dis waarna ek gedink het. Oom moet laat die garage vir oom 'n nuwe bakkie koop. Dit is hulle skuld. Waar val jy nou uit die boom uit? Dis juist die probleem. Daar by die garage is net so 'n groot bord wat sê jy los jou kar daar op eie risiko. Hulle aanvaar geen verantwoordelikheid vir enige beskadiging, brand of diefstal nie. Dis wat ek bedoel. Is daar ook so 'n bord aan die ander kant by die treinspoor? Nee, Your Honor, I pack my case. Die kind het 'n punt. as Pikkie my bakkie in die workshop afgeskryf het, dan was dit 'n ander saak. Maar ek het vir niemand toestemming gegee om in die dorp rond te jaag met my bakkie nie. Dis alles die garage se skuld. Dis presies wat ek gesê het. Maar dan gaan ek uit De Vrytas nou in die bek kry. Nee, wag. Hierdie brokkie inligting is jou troefkaart. Jy kan dit nie sommer net so gaan uitblaker nie. Kry regsadvies en stuur vir daai garage 'n prokureursbrief. Bel ou Anton sommer nou. Teen hierdie tyd het hulle hom seker al klaar klippe gekap vir die dag. Hallo, Anton. Wie? Wie's jy? Skollie. Nou waar's Anton dan? O. Okay, dan sal ek maar weer na 6 bel. Okay, bye. Sy sekretaris, 'n medegevangene. Hy sê Anton is daar weg saam met 'n klomp ander gevangenes. Glo op 'n opvoedkundige uitstappie met 'n bus na die planetarium in Joburg. Ek was nog nooit eers daar nie. Pak vir sy! Wat het jy doen jy? Gekopterd! Wag nou, Esther, wag nou. O, kies jy na haar kant. Flerry! Vat jou ring. Druk dit. My ma het my oor jou gewaarsku. Ek het gesien hoe smaai jy toe sy aan jou vat. Wat gaan nou hier aan? Sy het my bout gevat. Rubbish! Ek het per ongeluk my pen laat val en toe rol dit onder sy stoel in en toe wou ek buig om dit op te tel, maar my rug is nog seer. En toe verloor ek my balans en toe kon ek onbewuslik aan sy bout geraak het.
Wat skuld ek? Ek moet agter Esther aan. Niks, on the house. Dankie oom. Sorry vir die Hi, dankie. Hi. Is jy 'n atleet? Ja. Balspring. Duispier is 'n resiesperd. Oulike seun. Ek kan verstaan hoekom jy so 'n bietjie van balans af is. Jy's oud genoeg om sy ma te kan wees. Frikadel, hy's 'n kind. Ek bedoel maar net, as ek Bobo se ouderdom was, sou ek ook gedink het hy's 'n reisiesperd. Oom weet mos ek like dit nie as oomie vir my kom staan en kyk nie. Nee. Wil jy na my kyk? Wees nou eerlik. Lyk ek van agteraf soos 'n reisiesperd? Hoe oud is die perd? Sê net ja of nee. Nee, eerder soos 'n toffee appel op 2 stokkies. Ons is toe. Ek weet. Ek wou net vinnig vir meneer Delport iets kom sê. Ek dink nie is 'n goeie idee nie. Frik is baie vies vir jou ou boerie. Ek weet. Dis hoekom ek met hom wil praat. Ek het vroeër vir hom gelieg. Hey! Het jy nie verstaan toe ek vir jou gesê het ek wil jou nooit weer sien nie? Ja, oom. Ek het verstaan, maar ek voel baie sleg daaroor, oom. Ek voel sleg oor alles. Jy gaan nog baie slegter voel voor hulle jou in gips sit. Asseblief, oom. Ek kan verduidelik. Ek het vroeër vreeslik vir oom gelieg. Daar was toe nooit 'n koei naby nie. Hy's reg, oom. Niks koei nêrens nie. Ek is gedwing om te lieg, anders sou ek my werk verloor. Maar nou pla my gewete my. Oor jy vir my gelieg het of oor jy my bakkie afgeskryf het? Dit was my baas, meneer De Vrytes. Hy het die bakkie gevat om sy broer te gaan help trek en toe ry hy bietjie te windgat met 'n vol vrag. Wil jy nou vir my sê my bakkie is nooit vir 'n testdrive gevat? Die bakkie is nie eers geservice nie. Dis hoekom die brieke nie so lekker gewerk het nie. En jy het glad nie my bakkie bestuur? Nee, dit was meneer De Vrytes met 2 hangkaste, 'n TV, 'n bed en 'n bicycle agterop. Nou is alles net opgekropte scrap metal. En wat het met meneer Fritos gebeur? Hy het uitgespring voordat die bakkie die trein gestamp het. Is net sy arm en sy neus wat gebreek is. Sy arm toe hy val en sy neus toe sy broer hom bykom. Kom sit hier. Nou wil ek alles hoor. Word jy gemaak vir ons koffie? Dan mis ek alles. Man! Praat. Ek is hier ene oor. Ek glo, as 'n mens die lyf het om te wys, dan moet mens. Maar hier wil die vrouens jou aanraak. Bobo, jy het daarvoor gesoek. En dit gaan nie oor wat jy aantrek nie. Mens gryp nie sommer so voor 'n meisie aan 'n ou se bout nie. Mens doen dit liewer agter haar rug. Ja. Nee, mens moet dit liewer glad nie doen nie. Maar al wat 'n man is kan aan my bout knyp. Ek het gedink dinge het verander in die nuwe Suid-Afrika. Sekere dinge sal nooit verander nie. Anyway, so kan dit nie aangaan nie. Dit is teen my natuur. Ek is gebore om in die spotlight te wees. Ek werk op my lekkers as ek weet almal se oë is op my. Kan ek nou maar gou-gou wegloop en gaan change voor vanaand se rush? En die klere lyk en voel ek soos 'n sak patats. Okay, Frikadel behoort nou enige oomblik terug te wees. Ag, Shane. Hy is maar lekker omgekrap vanoggend die weg prokureurs toe. Ek hoop regtig ek kon nie gemors met die bakkie uitgesort kry. Ons sal wel op sy gesig sien as hy inkom. Ek's weg. Bye. Dis lekker. Is dit al huis toe gaan tyd vir haar? Nee, sy het net gou-gou ander klere aantrek. Dis wat ek een keer in standaard 7 moes gaan doen. Is niks om oor skaam te wees nie, dit kan met enige mens gebeur. Wat? Frikadel, gaan jy my sê wat gebeur het? Nee. Maar as jy my bout knyp, vertel ek jou alles. Ek kon dan voel hoe kry ek 'n maagseer. Kon nie beter gegaan het. Hy Anton is 'n goeie prokureur.
Weet jy, hy het 'n 25 bladsye faks uit die tronk uitgestuur. Wat sy korrespondent, baie oulike Libanese kerel, toe aan De Vrytas en sy prokureur voorgelees het. En na dit, De Vrytas gesê hy wil buite die hof skik. Gaan jy jou bakkie vervang? Ja, met 'n nuwe een, bloue. Dieselfde Max, binne 7 dae alle regskoste betaal. Ek kan jou nie sê hoe bly ek is nie. My ou perd. Reisiesper. Hi mense. Nou is ek reg vir vanaand se rash. Oom moet my maar verskoon, maar ek moet vanaand inhaal wat ek deur die dag verloor het. Ek glo as 'n mens wil geld maak, moet mens bereid wees om risiko's te vat. Ja, okay, Bobo, jy het baie mooi onderkleertjies, maar trek nou maar jou uniform aan. Vir vanaand is dit my uniform. Na ure in die privaatheid van jou slaapkamer. Ja. Vir my slaapkamer is dit overdress. Hier trek jy die uniform aan wat ek vir jou laat maak het, en wat jy self korter en kleiner laat maak het. Dis die vetkoekpaleis hierdie, nie die vleispaleis. Dis lekker. Eers gaan loop jy rond en nou gaan jy swem. Oom sê sy moet eers die tafels dek. In die tyd is Bobo gewoonlik al hier. Sy het gister vir my gesê sy gaan 'n bietjie laat wees want sy moet eers 'n draai maak by die Dolly Ann Beauty School. Maar sy moet eintlik vir my sê. Dis Polly Ann. Polly Ann. My ouma het 'n badjie gehad met sy naam Polly was. Pretty Polly. Kon vloek soos 'n matroos, sulke ou Afrikaanse vloeke. Veral die K-woord. Koos. Koos is nie 'n vloekwoord. Soos daai badjie dit gesê het, was dit. Ek het dit. Ek het nou 'n diploma gekry. We demand. Diplomas for one, diplomas for all. Hoera, hoera. Het julle gedemonstreer? En getooi. En toe ons eers asblikke begin omgooi, Polly Ann vreeslik senuwee agter geraak en erken dat sy 'n paar van ons terughou het omdat sy nie genoeg inskrywings het vir volgende jaar nie. En toe sê sy, as ons dit sal shut up, sal sy ons diplomas vir ons gee. Toe shut up ons. Kyk. Yes, jy's gelukkig, geluk. Kyk oom, Wie se idee was dit geweest dat julle demonstreer? Worsie. ek het dit net as 'n grappie bedoel. Ek het 'n splinter nuwe ligblou bakkie met mags vir iemand kom aflewer. Daar iemand is ek. Hy staan hier voor. Thanks. Wil jy nie kom kyk nie? Ek is mal oor die nuwe Suid-Afrika. Wat's dit? My diploma van die Polly Ann School of Beauty hier in Nigel. Ek het dit vandag gekry. O, geluk. Wat gaan jy nou doen? My M. Jou M. Wat's dit? 'n Baie moeilike kursus. Maar sien